Geliefdes, ons toetrede gesang kom uit gesang 430 en ons sing daar saam strofes 1, 3 en 7. Dankie dokter. Die Here Jesus het gesê destyds vir sy disippels, hy het gesê, dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie. Maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. En ons is vanmôre hier, want die Here het daardie belofte gestand gedoen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk deur ons drie enige God, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Gemeente, ons lofsang is vanmôre gesang 440, verse 1, 2, 3 en 4. Geliefdes, ons maak vanmôre die Here se woord oop en ons gaan saam lees vanuit die Ou Testament sowel as vanuit die Nuwe Testament. In die Ou Testament gaan ons saam lees daar uit die profeteboek Jesegiel, Jesegiel hoofstuk 36 daarvan af vers 26 tot en met vers 28 en dan lees ons ook saam daar uit Hebreërs hoofstuk 8 daarvan af vers 6 tot en met vers 13. Maar broer en suster, voordat ons saam lees, terwyl jy so sit, kom ons sluit ons oë in gebed.
Vader, ons Here, ons dank U vir die onuitspreeklike voorreg wat ons het, om op hierdie Pinkstergeleentheid by mekaar te mag wees. 'n Geleentheid, Heer, waar ons die koms van die Heilige Gees weer in herinnering roep. Maar Heer, hierdie gebeurtenis het 'n enorme impak op ons lewens gehad. Veel meer as wat ons werklik besef. En daarom bid ons, Heer, dat U ook in hierdie oggenduur vanuit U woord ook hierdie saak vir ons ook sal verhelder deur die leiding van U Gees. Vader, ons gemeente bid ons dat U met ons sal wees, nie net in hierdie erediens nie, maar ook in die diens van die lewe tot eer van U elke dag. Ons bid in die besonder, Heer, vir ons broers en susters wat in hierdie dae ook swaar kry. Hulle wat in hospitale is, hulle wat siek is, hulle wat bejaard is, hulle wat sy lewenskragte afneem. Ag Vader, ons bid dat U 'n hand oor hulle uitgestrek sal hou. Mag hulle bewus wees van U nabyheid, U teenwoordigheid, maar ook U verlossende krag. Ag Vader, ons raak nou stil en ons bid, Heer, dat U tot ons elkeen sal spreek. Ons bid dit in die naam van ons Heer, Jesus Christus. Amen. Broers en susters, ons gaan dan saam lees hierdie Esegiel hoofstuk 36, daar vanaf vers 26. Ek sal vir julle 'n nuwe hart gee, 'n nuwe gees sal ek in julle binneste gee. Ek sal die hart van klip uit julle liggame verwyder en vir julle 'n hart van vlees gee. My gees sal ek in julle binneste gee. Ek sal daarvoor sorg dat julle my vaste voorskrifte volg en dat julle my bepalings nakom en uitvoer. Julle sal in die land woon wat ek aan julle voorouers gegee het. Julle sal vir my 'n volk wees en ek sal vir julle 'n God wees. En dan, geliefdes, lees ons saam daar uit Hebreërs. Ons lees daar saam uit hoofstuk 8 en ons lees daar saam vanaf vers 6. Maar nou het Jesus 'n meer verhewe bediening verkry, in die sin dat hy ook middelaar is van 'n uitnemender verbond, wat op grond van uitnemender beloftes regsgeldigheid verkry het. Want as daar die eerste een foutloos was, sou daar nie behoefte gewees het aan 'n tweede een nie. Hy vind inderdaad fout met hulle wanneer hy sê, kyk, daar kom daar, sê die Here, dat ek met die huis van Israel en met die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Dit sal nie wees soos die verbond wat ek met hulle voorouers gesluit het op die dag toe ek hulle met my hand gegryp het om hulle uit Egipte uit te lei nie, want hulle het nie by my verbond gebly nie. En ek het hulle geïgnoreer, sê die Here. Dit is dan die verbond wat ek na daardie dae met die huis van Israel sal sluit, sê die Here. Ek sal my wette in hulle verstand gee en op hulle harte sal ek dit neerskryf. Ek sal vir hulle 'n God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Niemand sal meer sy medeburger of sy broer onderrig en sê, ken die Here nie, omdat hulle almal my sal ken, van die kleinste tot die grootste onder hulle. Ek sal genadig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes sal ek glad nie meer dink nie. Deur te praat van 'n nuwe verbond, het hy die eerste een verouderd verklaar, en wat verouderd verklaar en afgeleef is naby aan verdwyning. Geliefdes, tot sover ons skriflesing. Gelukkig is elkeen wat die woord van God hoor, dit glo en ook daar volgens leef. Geliefdes, ons sing nou weer saam daaruit Gesang 442, strofes 1 en 2. Oh
Liefdes, die teksverse van môre se prediking kom uit die gedeelte wat ons saam gelees het, daar uit Hebreërs hoofstuk 8, maar ons lees saam daar uit vers 13, deur te praat van 'n nuwe verbond, het hy die eerste een verouderd verklaar, en wat verouderd verklaar en afgeleef is naby aan verdwyning. Liefdes, die tema vir vanmôre se prediking is die gedagte Pinkster, God se terugkeer. En as 'n mens mooi daaroor nadink, mag dit dalk baie vreemd op die oor val. Baie mense beskou Pinkster uit die aard van die saak as die uitstorting van die Heilige Gees. Maar in mense se geestesoog sien hulle eintlik Pinkster as die geboorte van die Heilige Gees. En baie mense beskou en leef asof die Heilige Gees een of ander bonatuurlike mag is, 'n goddelike mag wat aan 'n mens geskenk word om daarmee te handel na goeddinke. Dit sluit eintlik in 'n sekere sin aan by die opmerking in verlede week se prediking, die verskil tussen geloof en hierdie gedagte van spiritualiteit. Daar is baie mense en groeperings wat in hierdie dae hulle self verplaas in hierdie geesteswêreld en dan ook so hierdie geesteswêreld dan eintlik wil saamvat met hierdie gedagte van die Heilige Gees. En sodra ons die woord die Heilige Gees hoor, dan aanvaar ons dat die mense dit reg verstaan. Die vraag natuurlik vanmôre is, was Pinkster die geboorte van die Heilige Gees? Is die Heilige Gees hierdie bonatuurlike mag? En daarom is dit belangrik om hierdie vraag te beantwoord, dat ons weer sal terugkeer na die Ou Testament weer onder oë sal neem. Ons weet dat God hom aan sy volk geopenbaar het. Ons lees daarvan reeds in die eerste bladsye van die Here se woord. En ons weet ook en bely ook dat God hom openbaar as die drie-enige. Daarom bely en glo ons dat reeds van die begin af God daar was as God die Skepper, God die Seun, maar ook as God die Heilige Gees. En daarom lees ons ook in talle tekste in die Ou Testament van God se Gees. En dat God se Gees ook altyd verband hou met God se openbaring. En tog interessant om na daardie tekste te gaan kyk, en daar's talle van hulle, en ons kyk vanmôre in die besonder as God hom aan sy volk openbaar. Ons dink aan daardie gebeurtenis daar in Eksodus 19, waar God homself openbaar aan sy volk, en dan lees ons van 'n klomp dinge wat daar gebeur. Ons lees van aardbewing, wind en vuur, die wolk wat daar oor die berg Sinaï is, 'n sinnebeelding van God se magtige teenwoordigheid. Ons weet by daardie geleentheid gee God dan ook sy wet. En net 'n paar hoofstukke in hoofstuk 24 lees ons dan hierdie verbondsluiting, hierdie kontrak. Ons sou dit selfs kon sien ook in die Bybel, sien dit ook so as 'n soort van 'n huwelik tussen God en sy volk. En die volk wat dan ook antwoord met 'n duidelike ja. En ons weet wat daardie verbond behels het, dat God vir sy volk 'n God sou wees en hulle sou sy volk wees. Tog interessant altyd om daarna te kyk dat uit daardie leefwêreld dat God 'n verbond kom sluit met eintlik 'n niksseggende groep mense. Ons weet dat hulle maar slawe was. God gaan haal hulle uit Egipte uit. Hulle was op daardie stadium toe hulle deur die woestyn getrek het nomade gewees. Hulle het geen vastigheid gehad nie, geen land, geen grondgebied nie. En sou 'n mens ook kan sê op daardie stadium ook maar 'n baie twyfelagtige toekoms, maar wat hulle wel gehad het vanuit 'n menslike perspektief natuurlik, was hierdie verhouding met God, maar 'n verhouding wat deur God geïnisieer is. Maar hierdie verhouding het bepaalde voorskrifte bepaal. Daar moes bepaalde dinge gebeur, 'n bepaalde vaste handeling, ons sou kon sê 'n bepaalde orde. Daarom lees ons van die tabernakel of die tent van ontmoeting. En interessant ook daar lees ons ook uit Eksodus 40 uit ook dat God se teenwoordigheid, God se koms, en daarom is geglo dat God teenwoordig was
in daardie tent van ontmoeting wat saam met die volk getrek het, die ark. Met ander woorde, God was in die midde van sy volk. Daar was ook ander tekens wat daarna verwys het. Hierdie tog deur die woestyn, ons dink aan die wolk en die vuurkolom snags. God was in die midde van sy volk, en as hulle later in die beloofde land kom, en die tempel word opgerig, die plek van ontmoeting, dan lees ons ook daar uit 2 Kronieke 5, waar die Here se teenwoordigheid is. En so is daar ook geglo en geleef en gehandel, dat die allerheiligste deel was die simboliek, en baie het dit later ook so beskou as die fisiese teenwoordigheid van God. Met ander woorde, God was in sy volk se midde. En daarom het mense graag van heinde en verre na Jerusalem gereis. Jerusalem met die tempel was natuurlik die sentrum van die volk se lewe. So godsdienstige, kulturele, politieke en ekonomiese bestaan. En daar was natuurlik bepaalde feeste gewees, waarvan een wat baie belangrik was, die Paasfees, en dan ook die fees van die weke of die Pinksterfees, wat ook beteken, as ons dit direk sou vertaal, as die 50ste. Nou ons weet wat het die volk herdenk met Paasfees, die redding van God, die volk toe hulle daar slawe was in Egipte, en ons weet alles wat daar gebeur het, veral die redding van die eerstelinge van die Jode en die dood van Egiptenare se eersgeborenes, en daai hele tog daardeur die Skelfsee en die vernietiging van die vyand, die Egiptenare met Farao. Maar by daardie geleentheid dan later is daar dan ook hierdie 50ste dag fees. Dit was eintlik 'n soort van 'n oesfees gewees, 'n dankseggingsgeleentheid. Maar by daardie dankseggingsgeleentheid was ook die gee van die wet of die Torah, soos hulle dit geken het in die Hebreëus, wat God het vir Moses gegee het. En soos ons reeds gesê het, broers en susters, was dit so deel van die volk se lewe gewees. En by daardie fees was ook altyd die eerstelinge gegee van die oes, van die gars aan die begin van die fees, en aan die einde van die fees dan ook die koringoes. Die beste is gegee om vir die Here dankie te sê vir die genade en die seën en alles wat hulle volk se lewe en menswees bepaal het. En dit ons natuurlik in die agtergrond hou as ons altyd nadink en praat oor die Pinkster gebeure. Maar meer as dit, gaan lees mense die profeteboeke en in die besonder Jesegiel wat ons ook nou vir 'n geruime tyd mee besig is in die Bybelstudie, dan lees ons dat God homself onttrek. En vir ons is dit altyd 'n vreemde gedagte dat die almagtige teenswoordige God homself kan onttrek. Mens kan dit natuurlik vanuit 'n ander perspektief ook benader. En die mens sou eintlik kon sê, dit is nie so seer God wat hom onttrek nie, maar dit was die volk wat God weggestoot het. En ons lees in die Ou Testament, dit het nie oornag gebeur nie, dit was maar 'n proses wat oor jare gekom het. Een van die uitstaande oomblikke vir my persoonlik was toe die volk destyds by Samuel gekom het en gesê het hulle soek 'n koning. En dan vra Samuel vir hulle, maar het julle nie 'n koning nie? En dan sê die volk, ja, maar ons wil wees soos die ander nasies. En net daarvan af sien 'n mens die glyskaal, die afdraande pad. En mettergaande die sonde van hierdie volk net meer en meer geword, en ons lees van hierdie verskriklike dinge wat daar rondom die tempel gebeur het. Hierdie afgodedienste en goed wat ingevoer is. Hulle het wegbeweeg van die Here se voorskrifte. Want op hierdie stadium moet ons dit vir mekaar op hierdie punt dit ook baie duidelik sê, dat hierdie ou verbond of die verbond, hierdie verhouding, hierdie kontraksluiting op daardie stadium was eintlik bepaal deur 2 elemente of 2 sake. Die eerste een was natuurlik die wet gewees. Die wet was belangrik, het sentraal gestaan, want daarin het die volk verneem wat God van sy volk verwag het. Dit is soos enige kontrak wat gesluit is tussen die 2 partye. Daar is bepaalde sake waaraan daar aandag gegee moet word. Maar nou lees ons dat die volk ook maar hierdie kontrak geïnterpreteer het en toegepas het soos dit hulle gepas het en dat hulle baie kere wegbeweeg het van die 10 gebooie. Die tweede aspek van hierdie verbond was natuurlik die middelaarsgedagte. En dit is dalk vir ons 'n bietjie iets wat vreemd, want as ons middelaar hoor, dan dink ons onmiddellik aan die Nuwe Testament en dink ons aan die Here Jesus Christus uit die aard van die saak. Die Ou Testament het ook middelaars gehad.
Ons lees van hulle. Hulle is baie kere die sentrale figure in die Ou Testament. So was Moses 'n middelaar. God het deur Moses tot die volk gepraat. Ons bekende gebeurtenis juis daar rondom die gee van die wet, soos ons lees daar in Eksodus met die maak of die giet van die goue kalf. Dan tree Moses ook op as 'n middelaar. Sê Here, vat eerder my lewe, maar spaar net die volk. En so lees ons van baie profete, konings en priesters wat opgetree het as hierdie middelgangers, hierdie middelaars tussen God en sy volk. En ons weet vir al die profete het baie kere die onaangename taak gehad om die volk juist te wys op hulle verkeerdhede, soos ons verlede week ook verwys het in die prediking. Maar ons weet ook dat hierdie middelaars, hierdie konings, priesters en profete, het ook maar baie van hulle voete van klei gehad, veral die konings. Daar was ook maar van die priesters, ons dink aan nou Eliel en van die profete, wat ook nie altyd gedoen het wat die Here van hulle verwag het nie. Hulle was maar feilbare mense gewees. Maar is in Esegiel se tyd, waar rondom Juda, Israel, natuurlik die Noordryk ook, waar die Here weggestoot word, en waar die Here afstand neem, en dis tog aanvaarbaar en verstaanbaar in die sin dat hoe kan die heilige, gans andere, almagtige God saamleef in die teenwoordigheid van 'n goddelose mensdom. 'n Goddelose volk, daar in die tempel het hulle allerhande vreeslike en vieslike goed begin doen. Hoe kon die Here teenwoordig wees in die midde van soveel onreg, soveel ongehoorsaamheid? Daarom dat God, soos ons lees daar uit Esegiel 10, baie mooi beeldspraak, jy kan dit ook gaan lees, waar dit daarop neerkom waar die Here hom onttrek. Hy onttrek hom uit Jerusalem, want soos ook al baie kere vir mekaar gesê, het die mense in daardie tyd geglo dat God altyd in Jerusalem sal wees, altyd in die tempel sal wees, en daarin bepaalde dinge gedoen om die Here tog maar net kalm te hou, tevrede te stel. Hulle het geglo hulle kan dit doen. En hierdie feeste, Paasfees en Pinksterfees, was van daardie geleenthede gewees. Maar daar is ook natuurlik maar mettertyd ook maar baie snaaks en vreemde goed ook maar ingevoer en bygebring van die afgode van die volke rondom Israel, en daarom kan ons sê het hulle inderdaad erger geword as die volke rondom hulle, soos ons ook lees in die woord van die Here. Maar dan is dit hier in Esegiel 36, as die volk in die midde van die ballingskap is, platgeslaan is, moedeloos is, waar hulle inderdaad ervaar dat die Here hulle verlaat het, hulle is maar eintlik soos 'n klomp weeskinders, hulle is ver van die beloofde land, hulle is ver van die tempel, hulle is ver van God, alles is vernietig en verwoes, die tempel lê in pyn, die stad lê in pyn, die volk is verstrooi, baie mense het hulle lewe verloor, so hulle is werklik op moedverloorse vlakte. En dan kom die Here deur Esegiel, en hy maak hierdie belofte van 'n nuwe hart, maar in die besonder van 'n nuwe gees, en hy praat ook van die vergifnis van sondes. En op daardie stadium was die volk so bewus ook deur die prediking van Esegiel van hulle sondes, en het hulle geglo en was hulle oortuig dat die Here hulle nooit sou vergewe vir wat hulle gedoen het nie. Baie interpreteer natuurlik hierdie woorde uit Esegiel verwysend na daardie omstandighede binne daardie bepaalde leeftyd van die volk, en inderdaad lees ons dat die volk later teruggekeer het en alles wat daarmee saamgaan. Maar ons weet ook dat die volk ook maar weer gesondig het, so leer die geskiedenis ons ook. Nee, hierdie woorde, hierdie belofte, moet ons verstaan rondom die Pinkstergebeure. En nou het ons 'n klomp dinge gesê vanuit die Ou Testament, maar dit help ons om die Pinkstergebeure, soos ons dit lees daaruit Handelinge, dalk iets wat beter te verstaan. Ons lees ook daar van tekens of gebeure. Ons lees van vlamme wat in tonge verdeel het. Ons lees van wind, en 'n paar hoofstukke later lees ons ook van aardbewing wat geassosieer word met die Heilige Gees. Dit hou verband met God se openbaring. In die teologie praat hulle van 'n teofanie. Ons vier dit gewoonlik ook hier in Epifanie, in die begin van die jaar, is hierdie openbaring, hierdie bekendmaking van God. So die uitstorting van die Heilige Gees is veel meer as net die bekendmaking van God. Daar's 'n ander perspektief waarop ons vanmôre dalk 'n bietjie moet fokus. Dis God se terugkeer tot sy volk. En op 'n wyse en op 'n manier wat veel groter is as wat ons lees in die Ou Testament en wat ons verstaan onder die Ou Verbond.
Benewens hierdie tekens wat vir ons baie bekend was, dit was nie net eenmalig nie. Baie kere wil mense die Pinkstergebeure afmaak as hierdie een groot uitstaande gebeurtenis. Dit was 'n groot gebeurtenis inderdaad, maar dit was 'n teruggryp na die Ou Testament. Dit was bekende dinge wat gebeur het. Dit was God, die simboliek, die gebeurtenisse dui daarop dat dit God is wat hom openbaar en dat dit God is wat terugkeer tot sy volk. Maar broers en susters, met hierdie terugkeer van God, wat ons wel kan sê waarvan dit 'n geboorte is die geboorte van die nuwe verbond. Daardie nuwe verbond waarna die Hebreërskrywer verwys. Soos ons gesê het, in die ou verbond was daar die wet en die middelaars, en ons weet, die volk het gestruikel en gespartel en gespook om hierdie verbond, hierdie verhouding tot God in stand te hou. Maar genadiglik het God altyd die inisiatief geneem in hierdie verhouding, en daarom dat hy sy seun stuur. En daarom is die Pinkstergebeure so belangrik, want ons weet 50 dae van tevore was daar 'n uitsonderlike Paasgebeure in Jerusalem. Dit was die kruisiging van die Here Jesus. En daardie vergifnis waarvan God gepraat het by monde van Jesegiel, het daar in vervulling gegaan. Here Jesus gee sy lewe. Hy tree in om die sondeskuld op hom te neem, sodat God weer met nuwe oë na sy volk kon kyk. Maar meer as dit, kom die Here Jesus ook in sy aardse leeftyd, en sy het nie gekom om die wet te vervang nie, maar hy het gekom om dit te vervul. Daarom hierdie weer terugkeer van God met sy gees, stel mense in staat om weer na God se wil te soek, om na God se wet met ander oë te luister. Maar die merkwaardigste van hierdie gebeurtenis is dat dit nie net op toepassing is op die volk nie, maar tot alle mense, alle volkere, tale en nasies. En dit sien ons ook met die Pinkstergebeure, as mense begin om in die verskillende tale te praat, en so word daardie mense die eerstelinge van God se nuwe oes. Onthou wat ons vroeër gesê het met die Pinkstergebeure, was die eerstelinge van die oes altyd gegee. Hierdie mense wat op daardie Pinksterdag tot die geloof kom in die evangelie hoor en bewus word van God se terugkeer, God se gees, word die eerstelinge van God se evangelie. En hulle gaan daaruit om die evangelie te gaan verkondig, en so het ons vandag die voorreg om as nasate ook te deel aan daardie groot gebeurtenis. Om ook te deel aan die verkondiging van die evangelie. En nou kom die vraag vanmôre, maar wat beteken dit vir ons? Wat is die implikasie van dit wat ons vanmôre gelees het? Broers en susters, God het teruggekeer na sy skepping. En hy stort sy gees uit vir sy kinders, vir sy kerk. En nou leef ons in 'n tyd waar mense baie kere ook God wegstoot. God se gees verdryf, waar hulle die waarheid van die Heilige Gees eintlik verruil vir die gees van die tyd. Weereens daardie gedagte van die spirituele mens, die gees van die wêreld. En ons weet, ons as moderne mense het nogal die vermoë om dinge mooi in koninkryke te gaan verplaas. Ons plaas dinge binne 'n tydvak of binne bepaalde generasies, en elke tydvak en elke bepaalde generasie het 'n bepaalde spelreëls waar volgens hulle funksioneer. So vorm ek nou blykbaar deel van generasie X. En daar is 'n klomp ander generasies ook, die millennials en almal, noem dit nou maar op. Maar broers en susters, God se spelreëls het nog nooit verander nie. Dis dalk een van die redes waarom mense nie so geneem meer is met God se gees nie, want God se gees bring ons altyd terug na die woord van God en lei ons altyd terug na die gemeenskap van gelowiges, na God se volk. Baie kere sal mens hoor ook in die tyd dat mense kwaad raak vir God, opstandig raak vir God. Mense roep God baie kere op tot verantwoording en vra die vraag, maar waarom, Here? Hoekom het bepaalde dinge gebeur, of waarom het bepaalde dinge nie uitgewerk soos wat ons dit graag sou wou gehad het nie? Die ironie is, broer en suster, is dat mense al vir 'n geruime tyd leef
onder hulle eie gees. En lankal nie meer onder die gees van God nie. En die gedeelte in die geskiedenis van môre leer ons 'n interessante perspektief. Ons moet nie die fout maak om te dink dat God se gees altyd binne in ons is en met ons is. Dit is outomaties nie. Die volk in die Ou Testament het daar die denkfout gemaak. God is in die tempel, God is altyd teenwoordig. Die geskiedenis leer ons dat daar waar mense en waar die kerk en die volk God verstoot, onttrek God. God gee mense dit wat mense graag soek. Die ironie is, en dit leer die geskiedenis in die Bybel ons baie duidelik, dat dit altyd uitloop op chaos en op ellende. En dan wil mense vra, maar waar is God? Dis nie God se skuld nie. God is nie outeur daarvan nie. Dis die mens self, dis die kern van die sonde. Jy sal onthou, hele klompie jare gelede ook daarna verwys na die sondeval. Al wat die mens Adam en Eva moet doen, soos ons hulle leer ken in die woord, was net om die Here op te roep vir die Here se teenwoordigheid. God was dan daar in die tuin, maar hulle neem die besluit om dit nie te doen nie. Hulle volg hulle eie kop, maar meer as dit. Hulle volg die gees wat daar was, die bose gees, die Satan. En daarom moet Pinkster ons altyd weer tot daardie besef bring, dat God het teruggekeer, God is daar, maar dit vra van ons ook, dat ons ook in verantwoordelikheid sal reageer op die gees van God. En dit is soos Martin Luther en talle ons ook al geleer het, die Heilige Gees kan ons tog ons nou nooit niks anders leer as dit wat ons vind in die woord van die Here nie. Die Heilige Gees is nie verbind of onderworpe aan die gees van die tyd nie. Dit is God die Vader. Want jy sien broer en suster, die Heilige Gees is nie 'n mag nie. Dis 'n persoon. Dis God. So baie kere, en weet het al daarna verwys, word ons as protestante, en besonder ons as hervormers daarvan beskuldig, dat ons niks van die Heilige Gees maak nie, of ons maak te min van die Heilige Gees. Ek persoonlik het maar nog altyd 'n vreemde gedagte en sienswyse rondom die hele opheffing rondom die Pinkster gebeur. En ek gaan vir julle sê waarom. Want God het hom aan ons geopenbaar as die drie eenheid. God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. So elke keer as ons van God die Vader of God die Seun of die Heilige Gees praat ons van God. En dis 'n krag. Dis 'n persoon elke dag in ons lewens. En daarom moet ons elke dag erns maak. Waarom? Sodat ons God werklik kan leer ken. Dat ons werklik kan besef wat God van ons verwag. En te besef dat die Heilige Gees vir ons inderdaad 'n middelaar is. Deur Jesus Christus. Iets so 'n interessante opmerking terwille vanuit die geskiedenis uit. Baie van u weet dit, veronderstel om te weet. Dis natuurlik die groot verskil tussen die westerse en die oosterse kerk in vandag se terme, tussen die ortodokse kerk en ons as protestante. Dit het bekend gestaan as die Velikwe-kwessie daar in die jaar 1053. Ons bely en glo dat die Heilige Gees vanuit die Vader en vanuit die Seun uitgaan, en waar die ortodokse kerk altyd glo dit gaan net vanuit die Vader. Vir ons binne die tradisie waarbinne ons staan as protestante, en jy sal hoor dat ek baie keer al daarna verwys het, ons moet dit nooit uit die oog verloor en uit die hart verloor, dat ons as protestante, ons het 'n bepaalde geloofsbelydenis wat 'n lang pad loop, en ons moet dit nie versaak nie. Daarom moet ons ook die Heilige Gees met die nodige kundigheid en respek hanteer. Die Heilige Gees is God. En ons, broers en susters, het die voorreg dat ons kan deel in die terugkeer van God na sy volk. En as ons hier praat van volk, bedoel ons nie die volk van die ou verbond in die Ou Testament nie. Ons praat van die nuwe verbond, die Nuwe Testament, sy kerk, die liggaam van Christus, die gemeenskap van gelowiges waarvan ons die voorreg het om van deel te wees. Mag die Here ons deur sy Gees so lei en inspireer, dat ons ook altyd sal leef en sal soek na die waarheid van God se wil. Amen. Geliefdes, laat ons saam dank. Ons hemelse Vader, wat 'n voorreg om te kan leef vanuit die Pinkstergebeure.
vanuit die nuwe verbond. Dankie Heer dat ons erfgename daarvan mag wees, hierdie nuwe ewige testament. Dankie Heer dat U Gees elke dag in ons midde is, in ons harte leef, deel van ons menswees is, en daarom bid ons Heer, dat U ons ook sal bystaan, dat U Gees ons ook daarin sal ondersteun, dat ons U nie sal verdryf nie, dat ons nie die gees van die tyd of ons eie menslike gees sal volg nie, nie daar die boosheid van die gees van die Satan nie, maar dat ons sal erns maak met ons geloof, dat ons in gehoorsaamheid sal reageer, dat ons in verantwoordelikheid sal besig wees met U geopenbaarde woord. Vader, maar vanuit onsself is ons nie daartoe in staat nie. Daarom bid ons Heer, dat U ons daarin sal ondersteun. Ons bid ook so vir U kerk. Ons bid dat U kerk ook elke dag sal leef onder die leiding van U Gees. En ons pleit Heer ook vir vergifnis, daar waar daar onreg gepleeg word teen U Gees, waar U Gees ook verkeerd gebruik word, met toegesê word, wat nie waar is nie. Vader, ons leef in 'n wêreld wat in die greep is van 'n bose gees, as ons dit so sou kon verwoord. Dis 'n gees wat ons nie ken nie, maar ons dank U Here, dat ons as gelowiges, as U kerk, onder die leiding van die Heilige Gees mag leef. Die Heilige Gees wat vir ons 'n voorspraak is, die Heilige Gees wat vir ons 'n trooster is, die Heilige Gees wat ons toerus met die waarheid. Ja Heer, die Heilige Gees wat ons verstand open en ons harte open, sodat ons kan staande bly teen die aanslae van die wêreld. Ons dank U Heer vir hierdie nuwe verhouding wat U Gees tot stand gebring het. Dat U ons ken en dat ons U mag ken. Ons dank U vir hierdie nabyheid. Ons bid Heer, vir die mense wat die Heilige Gees Heer verloor het, weggestoot het. Vader, mag hulle weer die Heilige Gees in hulle lewens herontdek. Vader, maar ons wil ook vanmôre U dank. Dank vir al U genade, want Pinksterfees is 'n dankbaarheidsfees. Daarom bid ons ook Heer, dat ons ook altyd ons beste vir U sal gee. Ons weet, niks wat ons sê en wat ons dink en wat ons doen, kan ooit 100% vir U aanneemlik wees nie. Maar Heer, lei ons, dat ons beste altyd sal probeer, dat ons in onsself sal sterf, en altyd soekend sal wees na die waarheid en die diepte van die evangelie. Vader, ons dank U ook vir gister se funksie. Ons dank U vir die genade en die seën wat ons ook daar ontvang het. Ons dank U Heer, waar ons as gelowiges kon saam wees vir die samesyn. Vader, ons bid, bewaar hierdie gemeente, bewaar elke kerk Heer wat erns maak met die waarheid van die evangelie, met elke gemeente en elke kerk wat leef onder die Heilige Gees. Ag Vader, die gees van die wêreld wil juis hierdie gees verdryf. Maar lei ons Heer, dat ons sal sterk staan. Dankie ook vir elke broer en suster in die geloof, wat ook toesien en erns het, ook met die instandhouding van U kerk. Ag Vader, ons bid, skenk aan ons 'n gehoorsame en 'n ontvanklike hart, en ons bid dit in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons is dankbaar dat ons vanoggend weer in ontmoeting kon kom met ons drie enige God. Sulke genade roep 'n mens op tot geloof. Kom, laat ons staande ons geloof soos volg bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemele en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom
om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. U kan nou die sitplekke inneem. Broers en susters, ons het nou ons geloof in God bely, maar ons is baie opstandig teenoor die Heilige Gees in ons daaglikse lewe. Kom ons hoor wat sê die Here oor hoe ons in die waarheid moet leef. Die riglyn vind ons in Deuteronomium 5. Die Here het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Gemeente, ons slotsang kom uit Gesang 528 verse 1 tot 3, waarna u bly staan vir die uitspreek van die seën. Na die seën sing ons uit Gesang 268.
Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees. Amen.